Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons kan weet dat U is in die hemel. U regeer. U is God bo alles. Maar U is hier by ons. Ons loof en eer U naam en ons aanbid U. Ons kom voor die Here en buig en wil erkenning aan U gee dat U die Here is. Here, mag wie ons is en hoe ons lewe werklik U naam groot maak. U bly maak oor ons. Here, U ken ons. U gee om vir ons en dis wonderlik. Kom nou Here deur die woord en deur die Heilige Gees en praat met ons. Ons U kinders luister in Jesus naam. Amen. Ek vra dat jy saam met my blaai na Openbaring hoofstuk 1 toe. Ons gaan Openbaring lees, hoofstuk 1 van vers 4 tot 8. Die twee opskrifte, die eerste een is die aanhef van die brief, en die tweede een is die tema van die boek. Hoofstuk 1 vers 4 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die skewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyte weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. God, hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ons lees tot daartoe. Dit is die naweek na Paasnaweek en nou vra 'n mens, wat sê jy vir mekaar na Paasnaweek? Wat is die boodskap wat die Here vir ons bring na Paasnaweek? Ons onthou Paasnaweek het ons gepraat oor Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat kom betaal het vir alles. Van Jesus wat daardie helse smarte deurgemaak het, daardie slegheid ervaar het, van dit is alles sy skuld, wat het gedra het, wat het alles betaal het, en wat deur die krag van die Heilige Gees uit die dood opgestaan het, en lewe. En wat ons gelees het ook, dat hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, en dat hy sal kom van daar af om te oordeel, oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Maar wat sê dit vir ons vandag? Wat sê dit vir ons vandag, wat in die tyd lewe waarin ons lewe, met die situasie waarin ons is? Van ons voel moeg, van ons voel moedeloos, van ons voel omgekrap, van ons voel geïrriteerd, van ons voel opgewonde en bly. Wat sê die boodskap vir ons vandag? Die boodskap vandag sê vir ons dat God na ons kyk, dat hy ons raak sien, presies soos ons is. Partykeer het 'n mens die idee dat die Here ver van 'n mens af is. En dat hy nie regtig besef wat in my lewe aangaan nie. Dat hy nie regtig weet wat gebeur nie. Maar dit is nie waar nie. Hy weet presies wat in my lewe aangaan. Hy weet presies waar ek staan. Hy weet presies wat in elke mens in die geskiedenis aan die gang is en in die gang was en wat sal kom. Hy weet dit. Want hy was in die verlede. Hy was daar. Hy is in die toekoms. Dit wat nog kom, hy was daar. Toekomstige verlede tyd. Hy was in die toekoms gewees.
Hy het gesien hoe dit gaan loop, en nou is hy by ons hierso. Dit is skrikwekkend, maar dit is wonderlik om te weet dat die Here by ons is. Hy sien ons raak, hy ken elke situasie waarin ons is. Ons kan dink, ons is miskien slagoffers van ons omstandighede. Dit gebeur, dinge gebeur met my, en nou is ek maar hier, en nou gaan dit met my maar moeilik, en dis nou maar my lot in die lewe. Nee, die Here weet presies wat met my aan die gang is. En hy het aan die kruis gesterf om te betaal, om my te help in elke situasie, want hy sê, hy kom om vir my genade te bring. Nou wat beteken genade? Is genade iets wat ek kan eet? Genade beteken, die Here sien my raak. Hy weet presies wat met my gebeur. Hy weet wat met my aangaan. Hy weet hoe ek voel. En hy gee om. Nie omdat ek dit verdien nie, nie omdat ek goed genoeg is nie, maar omdat hy kies om te help. Hy het alles betaal om reg te maak die situasie waarin ek nou is. Hy het alles betaal daarvoor. So ek is nie 'n slagoffer van my omstandighede nie. Ek is nie nou maar hierso en dis nou maar my lot in die lewe en ek moet dit nou maar net aanvaar nie. Nee. Jesus het gekom en hy het betaal om reg te maak waar ek nou is. Daarom kan 'n mens by wyse van spreuke sê, die Here kom na my toe en hy kom na jou toe en hy sit sy hand op my skouer en op jou skouer en hy sê vir jou, ek verstaan. Ek verstaan waar jy is en ek gaan jou help. Ek help jou. Maar jy moet my vertrou. En as dit met jou uitsonderlik goed gaan, dan sê die Here met sy hand op jou skouer, geniet dit. Dis my geskenk vir jou. Dis vir jou gegee om dit te geniet. As dit nie goed gaan nie, dan sê hy, ek gaan jou help. Ek gaan jou help, jy gaan nie deurkom. Jy gaan dit maak, want ek het betaal. Paasfees sê, ek het betaal. Jy gaan nie hier deurkom, jy gaan deur jou probleme kom, jy gaan jou situasie kan hanteer, want ek help jou. Nie omdat jy goed genoeg is nie, want jy is nie. Jy sien die grootste probleem is, wanneer ek dink ek is goed genoeg, wanneer ek dink ek het nie mense nodig nie, wanneer ek dink ek maak dit op my eie. Dis nie waar nie. Ek het die Here nodig. Ek het die Here regtig nodig. Partykeer gebeur daar goed, dat ek besef, dat ek hom nodig het. En dan kry ek 'n laaflus, soos hierdie reën wat ons gehad het in die week. Ons net laat voel weer, maar ons het die Here nodig. En op elke vlak het ons hom nodig. Ek kan dit nie op my eie maak nie. Die Here het mense om my gegee, daarom skryf hy nie aan een persoon nie. Hy skryf aan die 7 gemeentes, hy skryf aan die kerk, hy skryf aan almal. Hy sê, ek sien jou raak, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak in watter posisie jy is nie, maak nie saak waar in jou lewe jy is. Ek sien jou daar raak, en ek weet wat jy gaan. Ek het betaal om jou te help, sodat dinge kan uitwerk, sodat dinge reg kan uitwerk. Ons is baie keer bekommerd en ons wonder, maar gaan nie goed wat ek hoop reg uitwerk. En dan vertrou ons, maar partykeer twyfel ons. Sê die Here, vertrou my. Vertrou my, ek het betaal. Ek het betaal daarvoor. Maar dan sê hy ook, ek is, ek sal wees. Jy sien die wonderlike sal nou gewees het as ons kon sien hoe die nuwe dominee gaan lyk. En ons kan sien, maar dit gaan 'n oulike ou wees. En die kerk gaan weer vol wees.
en hy gaan wonderlike boodskappe bring of sy, en ons is opgewonde daar. Hoekom nie? God is daar. Hy's klaar daar. Hy het dit klaar gesien. Hy het my en jou toekoms gesien. En hy kom nou terug na ons toe in ons tyd. En hy sê, hou moed. Wees bly. Want ek het die uiteinde gesien. Ek het gesien hoe dinge gaan uitwerk. Ek was daar. Dit gaan uitwerk. Hierdie jaar gaan positief eindig, jy sal dit sien. Want ek was daar. Ek is die Alfa, die begin, die Omega, die laaste, en alles tussenin. Partykeer wens 'n mens net, ek kon net sien hoe môre gaan uitwerk. Daai gesprek wat ek môre met iemand moet hê. Daai vergadering wat ek moet hê, daai werk wat ek moet doen. Wanneer dis 'n vakansiedag, nee. Maar party van ons moet werk, so kom ons vergeet daarvan. Daai ding wat ek môre moet doen, of dan Dinsdag moet doen. As ek net kon weet, dit gaan reg uitwerk. As ek net kon weet, die mense gaan luister na my. As ek net kon seker wees, dan die goed betyds en reg gaan loop. Dan sê die Here, moenie bekommerd wees nie. Ek het môre gesien, ek het Dinsdag gesien, ek het 31 Desember gesien, en weet jy wat, dit werk uit. Moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Elke dag gaan uitwerk. Daarom sê Jesus ook vir ons in Matteus 7, sê hy, moenie bekommerd wees oor môre nie. Nou, ek het 'n probleem met daai een, ek sukkel met daai een. Maar moenie bekommerd wees oor môre nie. Kyk na vandag, môre het genoeg moeilikheid van homself. Kyk na vandag, lewe vandag. En een ding wat ons 'n bietjie meer in die kerk moet bring, moet indra, en ons lewens moet indra, is vreugde, om bly te wees. Ons sit hier met ernstige gesigte en is seker nodig, ja. Maar weet jy wat? Al moet ek net kyk hoe die son na die reën helderder skyn. Hoe daai dou in die oggend op die grasies is. Hoe dit lyk as die son sak of opkom en daai kleure wat hy versprei. Hoe dit is om aan 'n ander mens te raak. Hoe dit is om net my oë oop te maak en te kan eet, te kan sien, te kan vashou aan iemand anderster, en net te sê, maar Here, dis wonderlik, en om te weet, God is daar, om dit te weet, ja, hier is 'n klomp negatiewe goed, hier is 'n klomp slegte goed, maar hoekom laat ons toe, dat dit ons beheer? Want hierdie slegte goed was nog nie by môre nie. Die Here was by môre. Die Here het môre gesien, en hy het vandag na ons toe gekom en gesê, kom ons leef vandag, want ek het môre gesien. Ek het gesien hoe môre gaan uitdraai. Ek het gesien hoe volgende week gaan uitdraai. Ek het gesien hoe volgende jaar gaan uitdraai. Jy kan maar vandag leef, en jy kan maar voluit leef. Dit sal alright wees. Dit sal uitwerk. En dan kom hy, en hy sê, hierdie tyd gaan ophou. Hierdie tyd wat ek en jy leef, gaan ophou. Dit gaan klaar maak. En dan gaan hy terugkom. Dan gaan hy terugkom, en hy gaan sê, ek het gesien wat jy gedoen het. Ek het gesien wat jy gedoen het met jou lewe. Ek het vir jou kans gegee om te leef. Ek het vir jou kans gegee om te gee. Het jy dit gedoen? Want jy sien, die Here het nie net gekom vir Paasfees om ons te red, sodat ons eendag in die hemel kan kom nie. Hy sê hy maak van ons priesters.
Nou, 'n priester is nie net 'n snaakse tipe van dominee nie. 'n Priester beteken iemand wat help. Iemand wat ander help. Iemand wat omgee. So vandag is ek en jy hier om te gee. Vandag is ons hier om te gee, want môre gaan die Here vir my en jou vra, waar het ek omgegee? En miskien moet ek sê, Here, gister het ek nie omgegee toe ek moes omgee nie. Vergewe my. Maar vandag het ek die kans om te gee. Vandag het ek die kans om vir iemand anders te help, om vir iemand anders te glimlag, om vriendelik te wees teenoor iemand anders, om iemand anders te help, 'n boodskap te stuur, net daar te wees. Hier is soveel mense wat negatief is, hier is soveel mense wat probleme het, hier is soveel mense wat alleen is, wat net wil hê iemand moet hulle onthou, wat net 'n boodskap wil hê, wat net wil hê iemand moet 'n draai maak, net wil hê iemand moet vra, hoe gaan dit met jou? Ag, is lekker om jou te sien. Net om daai bietjie vreugde terug te bring. Dis wat die Here ons maak, hy maak ons sy priesters. Vandag, maak nie saak wat môre gebeur nie. Die Here was by môre, maar vir vandag gee hy vir ons genoeg vreugde, sodat ons dit met ander kan deel. Want hy kom terug, en ons sal hom almal sien, en ons sal hom in die oë kyk, en dan sê hy hier 'n ding wat nie lekker is nie. Hy sê mense gaan spyt wees. Mense gaan spyt wees wat die punt gemis het, wat nie vandag gelewe het nie, wat nie besef het, dat Jesus het vir my gesterf, sodat ek vandag met vreugde kan lewe nie. Dat ek kan bly wees vandag. En dan gaan hulle spyt wees, en dan is dit te laat. Dis soos ons spreekwoord wat sê, spyt kom te laat. Ek is jammer, nou te laat. Hoe gaan dit wees as Jesus terugkom? En ek en jy moet vir hom sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek het die kans gehad, maar ek het nie. Ek het nie geleef nie. Die Here sê, ek kyk na jou, ek sien jou raak, ek sien jou tydslyn, jou lewenslyn, ek sien tot waar hy loop. En ek gee vir jou vandag as 'n geskenk. Môre sal vir sy eie moeilikheid sorg. Vandag gee ek vir jou as 'n geskenk. Geniet vandag, want dit is 'n geskenk van my af. En môre sê die Here vir jou, wat het jy met gister gedoen? Het jy dit geniet? Het jy dit so gemaak dat ander dit ook kon geniet? Of was jy so met oogklappe gefokus op jou probleme, dat jy ander mense misgekyk het? Dat jy nie na hulle geluister het nie? Jy sien, die Here sê, ek sien jou raak. Ek weet wat jou probleem is vandag, maar ek gee vir jou lewe. Jou hart klop, jy het energie, jy kan leef vandag. Jy het oë gekry om na jouself in die spieël te kyk en te sê dankie. Jy het oë gekry om na ander mense te kyk en hulle raak te sien, en hulle te erken en vir hulle om te gee. Het jy dit gedoen? Dis waarvoor jy hier is. Wat gebeur as ons almal na mekaar begin kyk? Ons begin mekaar raak te sien, ons begin vir mekaar om te gee. Dan raak hierdie 'n ander plek. Dan raak hierdie 'n plek wat lekker is om in te bly. Dan raak hierdie 'n plek waaroor ek opgewonde kan raak. Dan raak dit 'n plek waar ons kan lag en gesels, waar ons kan kuier, waar ons met mekaar kan deel, ons vir mekaar kan lag. Anderster
sit ons met oogklappe gefokus net op ons eie probleem en ons eie gemors en ons sien niks anders raak nie. Ons sien nie die mooi in die lewe nie, ons sien nie die vreugde in die lewe nie. En ons deel dit met mekaar. Jy sien, dis die probleem. Wat ek in my ronddra, deel ek met die mense om my. Dis of opbouend, of dis afbrekend. Dit help mense, of dit keer hulle. Dis vir hulle 'n seën, of is vir hulle 'n vloek. Wat is ek besig om vir die mense om my deur te gee? Wat is ek besig om vir die mense om my te doen? Is ek 'n priester vir God wat omgee? Is ek besig om die mense om my se dag beter te maak? Of maak ek dit slegter? Daar's baie keer goed wat ek moet doen en goed wat ek moet sê, wat nie altyd lekker is nie. Maar ek het beheer oor my gesindheid. Ek het beheer oor my ingesteldheid. Ek hoef nie mense af te breek. Ek kan mense help. Kan hulle aanhelp, as hulle nie wil luister nie, is dit hulle probleem. Nie myne nie. My verantwoordelikheid is dit wat ek sê, wat ek doen, die manier waarop ek na mense kyk, en dit wat ek uitstraal. Daaroor het ek beheer. Daaroor gaan die Here vir my sê, ek het jou as mens gemaak, ek het vir jou vir 10, vir 20, 30, 40, 80, 100 jaar op die aarde geplaas. Wat het jy gedoen met wie ek jou gemaak het? Hoekom dink jy het ek jou verlos? Hoekom dink jy dit was Paasnaweek? Sodat jy op 'n hoopie kon sit en jouself jammer kry. Sodat jy net na jou eie goedertjies kon kyk. Of sodat jy opgewonde kon raak en mense kon aansteek en hulle opgewonde kon maak. En 'n klomp mense kon beïnvloed. Mense gaan nie onthou wat jy alles gedoen het nie, maar hulle gaan onthou wie jy was. Hulle gaan onthou wat jy gedoen het, hoe jy na hulle gekyk het, en wat jy vir hulle gesê het, en hoe dit hulle laat voel het. Jesus kom, en hy sê, ek was in die begin daar. Toe alles gemaak is, was ek daar. Was die Alfa. En hy gaan in die einde wees, die Omega. Die laaste een, ek gaan dit wees. Ek is dit. En nou intussen tyd is jy hierso. En ek sê vir jou, hier is jou lewe as 'n geskenk. Leef. Leef vandag. En geniet dit. Daarom kom ons doen dit. Kom ons vat hierdie geskenk van Paasfees, hierdie geskenk van lewe, en ons gaan lewe dit. Want dit is van God af gegee, vir my en jou. Hulle sê, mense doen nie wat jy vir hulle vra nie. Hulle doen wat jy gaan kontroleer in die einde. Weet jy wat? Jesus kom kontroleer wat ek en jy vandag gedoen het. Hy kom kontroleer dit, miskien môre, miskien oor 'n jaar, maar hy kom kontroleer dit. Maar hy gee vandag vir my en jou. Kom ons leef dit. En ons wees bly. Amen.